Ek het vanmôre, toe ek wakker word, en ek kyk uit, en ek sien dit is so 'n pragtige dag. Toe dink ek terug aan die week, waar iemand vir my gevra het, 'n vraag, vir my gesê, pastoor, om die hele Bybel in 'n baie kort sinnetjie te sê. Wat moet ek doen, of, kom ons vra eerder so, hoe moet ek lewe? In net een sinnetjie. Nou vir 'n pastoor is dit baie moeilik om so 'n vraag te beantwoord, want ons het altyd baie antwoorde. En iets kom in my op, en ek sê vir hom, weet wat, ek gaan dit vir jou een sinnetjie sê, want ek glo die Here het dit nou vir my gesê. En daai sinnetjie vanmôre is, ons moet 'n lewe van dankbaarheid lewe. En daar kom onmiddellik 'n skrif vir my op, wat die woord sê, wees in alles dankbaar, en loof God. Wees in alles dankbaar en loof God. Ons het laas Sondag het ons gesels oor genade, en dit was so wonderlik. Ek kon seker vir 'n paar dae nie slaap na Sondag se boodskap nie. En ek het weer gaan kyk na die boodskap, en dan sê ouens altyd, pastoor, kyk jy nou jou eie boodskap? As hy so op kruis kyk kom, en sê ek ja. En dis nie uitwintigheid uit nie. Dis eintlik net wonderlik, want dis waar ek sien hoe die Heilige Gees werk. Want dit wat ek sê, en dit wat ek voorbereid, is twee verskillende goed. En dan sit ek voor die televisie, en ek kyk, en dan dink ek, joh, Here, kyk hoe werk die Gees. Want daar kom goed deur, wat ek nooit gesê het nie. En dan kan ek sien hoe die Here werk. En die ding oor genade, is seker een van die wonderlikste boodskappe in die woord. Laat ons nie eers hoef te enige iets te doen nie. Wat die Here net kom, en ons het laas Sondag gehoor, waar hy kom, dat hy sê, kom net soos wat jy is. Iemand sê gisterand, is gisterand by 'n plekkie gewees, daar na die sirkus gaan kyk, en iemand sê daar, hy sê, ja, ou kom daar by die poorte van die hemel, en hy vra die engel, wat moet ek kwalifiseer om hier in te kom? En die engel sê vir hom, jy moet 100 punte hê, dan kan jy inkom. Hy sê, alright, hy sê, wag, ek gaan begin, hy sê, ek gaan elke Sondag kerk toe. Die engel sê vir hom, alright, nou het jy 'n punt. Hy dog, 'n punt? Hy sê, maar, wag 'n bietjie daar, hy sê, ek gee my 10e ook elke Sondag, hy sê, okay, nou het jy 2 punte. Ja, nou kyk jy om so. Hy sê, maar, ek help die arme mense ook, en ek doen welsynwerk, en ek het sendingwerk gedoen, hy sê, okay, jy kry nog 2 punte. Hy sê, jy is nou op 4 punte, is ek reg, hy sê 4 punte, nee. Hy sê, nee, maar, nou verstaan ek het nie, hy sê, want ek het so baie dinge gedoen vir die Here, en ek staan op 4 punte. Hy sê, wat moet jy dan nou doen om 96 punte te kry? En die engel sê vir hom, jy moet genade hê. Het jy die genade aanvaar, wat vir jou op die aarde gegee is? Is my so mooi gesê. Het jy die genade aanvaar? Ek sê, hierdie week sê ek vir iemand, hy sê vir my, pastoor Hendrik, verduidelik gou vir my bietjie genade. Ek sê, weet wat's genade? En nou moet jy so saam met my in jou verbeelding ingaan vanmôre. Verbeel 'n bietjie. Kom ons sê ek kom na jou toe hierdie week. En ek kom na jou toe en ek sê vir jou, luister hier, ek het net op my hart gevoel, ek moet kom en ek moet al jou skuld kom betaal. Ek, alles, maak nie saak, of het jy R1000, ek wil jou huis betaal, ek wil jou kar betaal, ek wil jou Fushini rekenings, en ek weet, baie vrouens op ons baie klere rekenings, ek wil alles vir jou kom betaal. En ek wil vir jou huis koop, daar teen die berg op, en ek wil vir jou graag 'n baie mooi kar koop. Hoe gaan jy teenoor my voel? Gaan jy lief wees vir my? Sommige baie, nee. En as ek daar by die mall verby jou loop, gaan jy net vir my waai, of wat gaan jy doen? Nooit, Jessie, ek gaan jou tackle, tot daar in die klere in, daar tussen al die groceries in, nee. En ek gaan vir jou sê, môre, en ek gaan vir jou vra, hey, wil jy nie saam my 'n koppie koffie kom drinkie, kan ek nie vir jou breakfast koop nie? Ek gaan net mos vir jou wil doen, want Jessie, kyk wat het jy alles vir my gedoen. En ek sê, weet wat, as ons verstaan wat genade is, iemand sê hierdie week, ja, 'n mens moet nou nie genade verstaan, en nou kan jy Sondag soos jy wil nie. Paulus sê eintlik, hy sê eintlik broers, as jy genade verstaan, dan sal jy nog meer doen wat God sê jy moet doen. Maar jy gaan dit nie meer doen omdat jy moet nie, nee. Ons gaan dit doen, hoekom? Omdat ons verstaan wat het God alles vir ons gedoen. Ek glo vanmôre, as die kerk van Christus verstaan, wat het Christus werklik vir ons gedoen, gaan jy nie wil sondig nie. En wanneer jy wel 'n fout maak, gaan jy ware berou het.
Onder die wet, as ons 'n fout gemaak het, dan het ons maar gesê, Here, vergewe my, maar ek het nie regtig berou gehad nie, maar, as iemand net goed is vir jou, en jy stel hy ou te leer, hoe voel jy? Jy sê, voel sleg. Hoekom voel jy sleg? Want wat is die eerste ding wat in jou opkom? Nee, daai persoon is so goed vir my, en kyk hoe stel ek om te leer. Hoeveel te meer moet ons berou het, wanneer ons God teleurstel? Amen. Hy sê, dan gaan ons absoluut nie wil sondig nie, want as ons die genade van Christus verstaan, as ons verstaan dat Jesus Christus het vir ons die prys betaal, ons moet weet, wanneer ek en jy voor die troonkamer van die Here staan, gaan hy vra, het jy my seun aanvaar? Of het jy gaan probeer om jouself te red? Daar's baie mense wat dink, hulle moet iets doen, om redding te kry. Daar's baie gelowe wat vir jou sal sê, as jy wil in die hemel kom, dan moet jy al hierdie goed gaan nakom, en as jy hierdie goed nakom, dan sal jy in die hemel kom. Maar weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, as jy een wil nakom, dan het jy al klaar geval in almal. Want as jy nie een nakom nie, dan word jy geklassifiseer, asof jy niks nagekom het nie. Amen? Daar's 2 rowers aan die kruis. Daar's altyd 2 tipe mense wat jy op hierdie aarde kry. Jy het altyd die ou wat kritiseer, die ou wat altyd sê, ja, kyk julle Christene, nee, kyk julle ouens, julle wat sê, julle is so hoogheilig, nee, jy het altyd die ou wat kritiseer, en jy het altyd die ou wat sê, ag man, ek lewe, beter lewe as jy, en ag man, ek maak op myself staat, en dan het jy die ander rower wat in die kruis hang, wat sê, Here, wees my barmhartig, Here, ek weet ek maak het nie, ek weet ek kwalifiseer nie, as ek moet kwalifiseer om in die hemel te kom, ek kwalifiseer nie. En as ek moet kwalifiseer om u liefde te kry, ek kwalifiseer nie. Maar een ding weet ek vanmôre, en wat is dit? Dat God het my lief. Amen. Ons gaan gesels vanmôre, gaan ons aan, na die genade boodskap van laas Sondag, gaan ons aan na die woordjie vertroue. Vertroue. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u gesels rondom vertroue. As ek vir u sê vertroue, wat gaan deur jou gedagtes? Onmiddellik gaan 'n ding deur jou gedagtes wat sê vertroue beteken om op iemand te vertrou. Om iemand te sê, luister hier, ek vertrou jou. Met ander woorde, dis waar jy terugstaan en vir iemand anders iets gee. En waarvan jy hoop en glo dat daai persoon sal dit doen. Okay. Wie het gesukkel met die woordjie vertroue? Is daar iemand wat gesukkel het? Ek het in my lewe het ek kwaai gesukkel. Ja, ek gaan hande op om te vertrou. Hoekom? Want 'n mens dink altyd jy doen dinge beter, nê? Nee. As ek jou vra, dink jy doen dit beter as jy vir my sê ja? Ek doen dit. Wie het al dit gesê? Wag, laat ek myself stop. Wie het al dit gesê? As ek dit nie self doen nie, sal dit nie gedoen word nie. Is daar iemand wat dit gesê het? My ma het altyd gesê, ek kan dit altyd onthou, nee. As ek dit nie self doen nie, sal dit nie gedoen word nie. Ons het dit baie gesê, nee. En dan kom jy, en dan sê jou pa vir jou, ek kan nog altyd onthou, my pa se speech aan my, toe ek matriek klaar gemaak het, toe sê hy, seun, jy gaan nou in hierdie lewe, en wie het 'n lekker speech by sy pa ma gekry, toe hy matriek klaar gemaak het, die huis uit gaan het, dan sê jou pa vir jou, my kind, jy gaan nou in 'n rowwe lewe in, jy gaan in 'n wêreld daar buite in, en kom ek sê jou, dis 'n rowwe wêreld daar buite, maar ek wil jou waarsku, vertrou niemand nie. Vir wie is dit gesê? Amen. Ons is so geleer, nee. Trust nobody. En dan is daar 'n spreekwoord wat sê, don't even trust your own father. Het julle dit al gehoor? En wie ons is groot gemaak met die gedagte, ek moet niemand vertrou nie. En as ek iemand vertrou, gaan daai persoon my teleurstel. Wie het jy al vertrou wat jou teleurgestel het? Is dit ek alleen? Ja, ons het al mense vertrou en hulle het ons teleurgestel. En nou kom die woord van die Here en nou sê hy vir my en jou, en ek dink een van die moeilikste dinge vir 'n kind van die Here om te verstaan, is die woordjie vertroue. Hoekom? Want ons het gesien in die wêreld kan jy niemand vertrou nie. Ons het gesien dat selfs kinders kan nie hulle ouers vertrou nie. En ouers kan nie hulle kinders vertrou nie. En mense stel mekaar teleur.
En daarom is vertroue seker die moeilikste woordjie wat in die Bybel staan. Wanneer die Bybel kom en die Bybel sê ons moet op God vertrou, is dit een van die moeilikste dinge wat ek en jy kan regkry. Want ek is dan nou altyd geleer dat ek kan niemand vertrou nie. En nou kom die Here en die Here sê, my kind, as jy jou hart vir my gee, moet jy op my vertrou. Ek weet nie, ek het so 'n stukkie geskryf, ek het 3 goed geskryf, ek het geskryf, die wêreld ken nie vir Jesus nie. Hulle het hom nie lief nie, en hulle verstaan nie, hoekom hy gekom het nie. Want as jy werklik vertroue wil verstaan, dan moet jy hierdie 3 goed verstaan. Die wêreld ken nie vir Jesus nie. Hulle gaan nie verstaan wanneer jy vir hom sê, jy moet op God vertrou nie. Wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan vir jou sê, man, ek vertrou op myself, ek vertrou op my bankrekening, en ek vertrou op my broer, of ek vertrou my pa sal my help, of ek vertrou my familie sal my help, nee. Hulle ken nie Jesus se liefde nie. Hoekom sal 'n God my dan wil help? Is die vraag wat hulle vra. En dan kom die derde een wat hulle sê, ek verstaan nie hoekom Jesus gekom het nie. Nou as jy nie daai 3 goed verstaan vanmôre nie, gaan jy nie op God kan vertrou nie. En dis waaroor ek wil gesels. Ek en Leon, ek dink dit was gister of eergister, is hospitaal toe. Daar lê 'n ouetjie in die hospitaal en Leon bel my en hy sê vir my, Pasie, sal jy saam my kom vir die ou te bid? Hy het nie familie nie, hy is nie van die plek nie. Ek weet nie eens of iemand al ooit by hom was by die hospitaal nie. Sal jy nie saam my kom, laat ons ten minste net vir hom gaan kuier nie. En ek sê, Leon, onmiddellik, kom ons gaan. As daai ou nie familie is het, of niemand het nie, ek sê, dalk was daar nog nooit iemand eers by hom by sy hospitaalbed nie. En ek en hy is opgecharts, en ons is hier af hospitaal toe, en ons is opgewonde, ons gaan nou vir hom bid, en 'n jong man, 25, en ons kom by sy bed, en die ouetjie lyk verskriklik ongelukkig. En ek en Leon kom daar in all smiles, en ons kom by die ouetjie se bed, en ek sê vir hom, goeiedag, ons sê, is jy so en so? Hy sê, ja, ek sê, dis Leon, en ek is pastoor Hendrik, hy sê, stop net daar. Hy sê, ek wil net vir jou sê, julle gaan nie vir my bid nie. Ons is so geskok, want eers, jy hoor al waar jy kom, sê mense asseblief, hulle verwelkom dit eintlik. Ja, die mense kan nie wag dat jy by hulle uitkom nie, want hulle besef hoe belangrik is gebed. Maar hierdie ouetjie lê daar en hy sê, julle sal nie vir my bid nie. En hier's ek amper hakkel ek, want die ou verwag dit nie. En ek weet amper nie wat om te sê nie, en ek raak net stil. En Leon sê, gelukkig vat Leon toe oor, want jy word onkat gevang. En Leon sê toe van, hoor, het jy iets nodig? Hy sê, ek wil niks sê nie. En jy kan hoor, hierdie ou is verbitterd, en hierdie ou is kwaad. En ek sê van, weet wat? Ek sê, en ek begin met hom gesels, en terwyl ek so met hom gesels, kom ek agter. Hier in hierdie ouetjie se lewe is baie seer, en baie eina, en baie pyn. En hy sê vir my, ek sê, gaan hulle opereer? Hy sê, ja, hulle kan opereer. Hy sê, maar ek gaan nie laat hulle weer aan my sny nie. Hy sê, is die 10de keer wat hulle aan my gaan sny. Hy sê, van dat ek kan onthou, gaan ek deur operasies. Hy sê, ek gaan nie. Hy sê, ek wil eerder doodgaan. Dis die eerste keer wat ek hoor, iemand sê vir my, ek wil eerder doodgaan. En ons stap daar die hospitaalkamer uit, en ons praat gesels toe net lekker met hom, en ons gee hom net liefde. En ons stap daar uit, en Leon sê vir my, sê pas, die eerste keer dat ek so iets kry. Toe sê ek van, weet wat, die wêreld ken nie vir Jesus nie. En dis hoekom ek hierdie 3 goed gaan skryf het. Hierdie ouetjie ken nie vir Jesus nie. Hierdie ouetjie weet nie wat is Jesus se liefde nie. En hy verstaan nie hoekom het Jesus gekom nie. En as ek so agterkom, het hy sy hele lewe lank het hy hierdie siekte. En nog, ek glo nie, hy het al ooit op 'n punt gekom waar iemand vir hom werklik vertel.